Basie se brak, tant Sannie se skrik en oom Frisco se tande. Op Smousfontein het dinge nog altyd op sy eie manier verloop. Dit was 'n klein dorpie met 'n enkele teerstraat, 'n handjievol winkels, 2 kerke en 'n gemeenskap wat alles van almal geweet het. Basie se winkel was die middelpunt van die dorp waar mense nie net kom koop het nie, maar ook kom gesels en skinder het. Die manne het sake hier kom uitmaak oor 'n bottel vrugtekelkie. Die dominee en die pastoor het hul wederwysige gemeentelede dopgehou met 'n sekere mate van mededinging en die ouderling het nog altyd met 'n vorm van waardigheid gesukkel. Smousfontein het ook 'n reputasie gehad as die plek waar mense van die groter buurdorpe hul ongewenste diere kom aflaai het. Dit was nou maar so, as 'n hond of kat eendag in Smousfontein beland het iemand uiteindelik daarvoor begin sorg. So het dit gebeur dat 'n bastervogterryer sy pad na die dorpie gevind het en sonder enige huiwering vir Basie gekies het as sy nuwe baas. Waar Basie gegaan het die brak hom gevolg. Hy het hom beskerm, vir hom geselskap gehou, al was Basie aanvanklik nie mal oor die idee nie en uiteindelik sy lewe gered. Dit het gebeur op 'n dag toe Basie agter sy stoor aan die gang was met mampoerstook. Hy was besig om vuur te maak toe die brak begin blaf en met 'n rasende spoed tussen Basie en die houtstapel ingespring het. Toe Basie van nader kyk, het hy 'n swart mamba onder die stoor gesien. 'n Vreeslike groot ou ding met 'n vieslike hiermeer bitter naby aan 3 meter lank. Dit was duidelik dat as dit nie vir die hond was nie, Basie dalk sy laaste mampoer sou gebrou het. Van daardie dag af was vleislus sy onafskeidbare metgesel. Sy naam het hy gekry weens sy onmiskenbare liefde vir 'n stukkie skelmwildsvleis, iets waarin Basie en sy vriende gereeld handel gedryf het. Wanneer hulle gaan jag het vleislus links voor in die bakkie gesit terwyl Knoppie met die skietlig maar agterop moes klim. Op Sondae het Basie altyd vir 'n paar uur verdwyn. Hy was keurig uitgevat en niemand het geweet waarheen hy gaan nie en was te bang om te vra. Met Basie weet mens nooit. Vleislus het maar sy eie Sondagroetine uitgewerk. Hy het begin rondrentel deur die dorp en uiteindelik by die kerke uitgekom en hulle begin besoek. Soms die NG Kerk, soms die AGS. Dit het heeltemal afgehang van sy stemming. Niemand het veel daarvan gemaak nie, want hy was ordentlik en rustig en beter luisteraar as party gemeentelede, het die dominee en pastoor al gemompel. Tot op daardie een Sondag. Wat gou 'n kelkie breek en like en subscribe op hierdie kanaal. Dit was 'n warm dag en soos altyd het tant Sannie in die kerk gesit, haar hoed netjies en haar handsak vasgedruk teen haar sy. Sy was iewers noord van 80 en het al hoe moeiliker wakker gebly tydens die preek. Terwyl die dominee besig was met 'n vurige boodskap oor geduld en vergifnis, het vleislus tot voor in die kerk geloop en sonder enige waarskuwing of seremonie, sy been teen een van die voorste kerkbanke gelig. Die aksie sou dalk ongemerk verbygegaan het as tant Sannie nie presies op daardie oomblik wakker geskrik het nie. Met oë so groot soos pierings het sy gekyk, haar hande dramaties teen haar bors geslaan en hard uitgeroep, pas op. Pas op. Hy gaan skop. Dit het soos 'n donderslag deur die kerk weergalm. Die hele kerk het verstyf van skok. Glo my, almal was nou wakker. Vir 'n oomblik was daar net stilte, toe bars die hele gemeente uit van die lag. Arme tant Sannie het bloedrooi gebloos en besluit van nou af sit sy agter. Reg voor tant Sannie het oom Frisco's gesit en netjies geklee soos altyd met sy valstande stewig in sy mond. Of liewer dit was stewig totdat tant Sannie begin skree het. Oom Frisco's het so groot geskrik dat sy tande losgekom het en met 'n dramatiese boog uit sy mond uitgeskiet het en reg voor die preekstoel beland het.
Dit was net te veel vir die dominee wat gesukkel het om sy lag in te hou. Hy het kliphard uitgebars van die lag en een van die kerkraadslede moes 'n paar keer diep asemhaal om nie self flou te val nie. Die arme Brak was geskok met die kabaal dat hy verboureerd sterk tussen die bene uitgehardloop het. Hy het daardie kerk nooit weer besoek nie. Hy het 'n AGS hond geword. En so het dit gebeur dat Smousfontein se enigste kerkganger met 'n pels uiteindelik na maande se wik en weeg-apostolie geword het. Die pastoor het een van sy kinders aangestel om vleislus op te pas sodat die betalje hom nie herhaal nie. Die gemeente het nog lank gesukkel om die storie sonder 'n frons en 'n glimlag te vertel en vir weke het die kafee nog gegons oor die storie. Basie het maar aangegaan met sy besigheid en streke. Sy winkel was so besig soos altyd. Hy het net breed geglimlag elke keer as dit weer ter sprake gekom het en hy het net meer respek vir ou vleislus gekry. Met die tyd het die dorp weer rustig geraak en het die hele gedoente net nog 'n storie in die dorp se roemryke geskiedenis geword. Onthou om te subscribe en met jou vriende te deel. Dankie.